Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan vanmôre met jou goed. Spreuke 6 is 'n baie ernstige hoofstuk in die Spreukeboek. Die skrywer is besig om met sy lesers te praat en dan sê hy daar in vers 16 dat daar is 'n paar dinge wat vir die Here onaanvaarbaar is. Daar's 'n paar dinge wat vir die Here nie aanneemlik is nie, wat vir die Here 'n probleem is. Hy skryf, hy sê hierdie 6 dinge haat die Here. Haat is 'n sterk woord. Dis 'n woord wat spreek dat die Here hierdie goed nie kan verdra nie. Hy sê 'n sewende is vir sy siel 'n gruwel. Wat is 'n gruwel? Dis iets wat ongelooflik pla. Dis iets wat 'n irritasie is, dis iets wat onvermydelik is. Nou kom die Bybel en hy sê daar is 7 dinge wat vir die Here 'n gruwel is. En dan noem hy hulle op, hy sê trotse oë. Met ander woorde, mense wat dink dat hulle beter as ander is. Sjoe, kan dit vir die Here 'n gruwel wees? Wel, die Bybel sê dat die Here dit haat as mense dink hulle is beter. Die tweede plek sê hy 'n leenagtige tong. Sjoe, die Here hou nie daarvan as ek en jy jok nie, as ons stories vertel nie, as ons dinge vertel wat nie die waarheid is nie. Dan gaan hy verder, hy sê hande wat onskuldige bloed vergiet. Miskien sê jy, sjoe, ek is darem nie skuldig aan hierdie een nie. Ek is nog nie onskuldige bloed vergiet nie. Maar die Nuwe Testament sê so mooi, sê as jy net jou broer haat, het jy hom al reeds skade en hom al reeds doodgemaak. Daarom kan ek en jy vanmôre almal skuldig wees aan hierdie een. Sjoe, want daar's tog mense waarvan ons nie hou nie, né? Die vierde plek sê hy 'n hart wat onheilsplanne beraam. Met ander woorde, iemand wat besig is om 'n gat vir iemand anders te grou. Iemand wat iemand anders se ondergang bewerk. Iemand wat onheilsplanne beraam teen iemand anderste. Nommer 5. Voete wat haastig na die kwaad toe loop. Met ander woorde, mense wat nie kan wag om kwaad te doen nie, en mense wat nie kan wag om die verkeerde ding te doen nie. Dis asof jou voete vooruit loop om moeilikheid te gaan soek. En dan nommer 6, 'n een wat 'n vals getuie aflê. Met ander woorde, jy's besig om 'n valse storie te versprei. Sjoe, ons is nogal almal so nou en dan skuldig hieraan. En dan eindig hy met die 7de een. Hy sê iemand wat rusie tussen broers saai. Hy sê dit so mooi, hy sê en dan een wat tussen broers tweedrag saai. En hier praat die Bybel nie net van jou bloedboetie nie. Hy praat ook van jou boetie in die kerk, jou boetie in die geloof, die persoon wat saam met jou beweeg. As ek en jy maak dat twee mense nie met mekaar oor die weg kom nie, oor goed wat ek en jy versprei of stories wat ons verdraai. Sjoe, sê die Here, ek haat dit. Dis so môre dalk so 'n bietjie 'n ernstige boodskap. Maar so nou en dan moet ons ook ernstig raak. Die skrywer sê, daar's 7 dinge wat die Here haat. Trotse oë, leenagtige tong, hand wat onskuldige bloed vergiet en 'n hart wat onheilsplanne beraam. Voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat valse getuies aflê en een wat tussen broers tweedrag saai. Weet jy van jou nie? Toe ek hierdie 7 goed vanmôre weer lees, te besef ek, daar's tog 'n paar goed waaraan ek skuldig is. Miskien het jy net na dit geluister en gesê, ja, ek sien myself raak. Maar weet jy wat? Ek en jy het nog 'n kans vanmôre om ons reg te maak en om ons voor die Here te bring en sê, Here, ek is skuldig, vergewe my. En daarom, Here, wil ons vanmôre aan hierdie 7 dinge aandag gee en kyk waar is ons skuldig, sodat U nie dit wat ek doen ook kan haat nie. Amen.